Aluma Capital, altyd aan die groei. Tanya de Ventebyker sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Julle is so hot. Weet jy, dit voel of dit hier by my oor uitkom. Sê maar net. Hoe gaan met jou Tanya? Bitter dankbaar dat ek nie warm goed hoef te geproe het nie. Ek is ook bitter dankbaar om na, ek dink 5 weke weer hier op julle geel bank te sit. 5 weke, ja, jy het lekker lang vakansie gehad. Lekker lang vakansie gehad. Eet jy oor die al geel warm goed? Nul, glad nie. Ek sal nie soos julle nou kon regop sit nie. Man, hier gaan ons nou. Ja, Ons nee, begin met die minister van Finansies. Ja, Enoch Godongwana wat in die nasionale vergadering gesê het, asseblief, ons moet nou ophou baklei oor die nasionale gesondheidsversekeringswetgewing. Al die hofsaake moet gestop word. Dit is in die belang van die land dat ons hierdie wet aan die gang kry. Hy sê 'n interessante sin, sê hy, ons moet self onderhoudend word, Suid-Afrika, en dan spoedig toegang tot universele gesondheidsorg gee. Ek is persoonlik nie 'n groot finansiële kenner nie, maar Suid-Afrika en die woord selfonderhoudend sukkel ek bietjie om in dieselfde sin te hoor. Solidariteit se teens die Bison het gesê Solidariteit stem nie saam nie. Hulle gaan nie, hulle hoor die oproep dat hulle moet stop met hulle hofsaak. Hulle gaan nie kyk, hulle was die heel eerste hofsaak wat gebring is. Hulle sê dit sal mediese en verpleegpersoneel absoluut aan die mag van bureaukrate oorlewer en dat hulle dit nie gaan doen nie. Hulle het wel 'n alternatief voorgestel. Ja. So dis nie dat hulle net gaan nee, die gaan nie werk nie en ons het niks anders nie. Hulle het 'n ander alternatief voorgestel. Hulle stel alternatief voor, so hulle kom met 'n plan. Ja. Maar wat die toekoms gaan lewer, ek weet nie. Wel, hierdie moet musiek in die ore wees van mense, instansies soos Solidariteit en ander organisasies wat hierdie geregsgedinge begin het. Want wat Enoch Godongwana in wese dan hier sê is, hoe langer hulle aanhou met die hofgeding, verskeie hofsaake teen hulle, hoe langer gaan dit vat vir die NGV om in werking te tree. En dis dan seker goeie nuus vir almal wat besig is om hulle hof toe te vat daarvoor. Sjoe. Nou. Tanya, dan moet ons gesels oor Dion George wat ook nou uit die DA uit bedank het. Hy het gister bedank, wel hy het eergisteraand dink ek al reeds op nasionale televisie tydens 'n onderhoud bedank. So die video as jy dit wil gaan kyk is op die media. Hy sê dat hy kan nie verder in die DA dien nie. Hy sê die party en John Steenhuisen is gekaap deur die ANC. Hy sê dat hulle hom uitgewerk het. Hy sê dat hulle vir hom, hy was by COP17 gewees of verlede jaar by die COP beraad gewees toe hulle vir hom inlig deur die media dat hy nie meer dat John Steenhuisen vir die president gevra het om hom te verwyder as minister van Bosbou en Vissery. Toe hy met die media begin praat, het hy by die DA wat hy noem 'n gag order gekry wat sê dat hy nie mag praat nie, maar hy sê intussen sal John Steenhuisen en Willie Oukamp steeds oor hom praat. So hy sê hy kan nie verder, sy woorde was I can't tolerate this anymore. So hy het gesê hy is nou klaar daarmee. Hy was 'n lid van die parlement of van die DA sedert 1995, 'n lid van die parlement sedert 2008 as ek dit reg het. Hierdie politieke stryd kom nou al 'n paar maande aan. Hoeveel interne politiek hier is, kyk, hy het ook vir John Steenhuisen daarvan beskuldig dat hy geld wangebruik het in die party. Interne ondersoek deur die DA het hierdie week wel bevind dat Steenhuisen onskuldig is daaraan. So dit sal interessant wees om dit dop te hou. Ek sien letterlik net regtige politiek hier. Ja. As ek deur my baas afgedank word, dan word ek deur my baas afgedank. Ja. Ek word deur 'n instansie afgedank en gaan dan nie iewers anders toe. Dan gaan ek nie kan media toe gaan en sê maar wag, hy het geld gesteel en dis nie. As jou baas jou afgedank het, is jou baas jou afdank, dan is jy afgedank. Aanvaar dit, jy's 'n werknemer. In daardie tipe van, ek sê nie hy's 'n werknemer nie, ek sê net in daardie tipe van hiërargiese orde waarin Dion George is, moet mense dalk net aanvaar en aangaan. Dis ongelukkig hoe die lewe werk. Miskien is dit eenvoudig dit dalk. Maar vir my is dit, as jy afgedank word deur iemand wat in 'n hoër gesagsposisie is in die organisasie is jy, dan is jy afgedank. Behalwe in politiek, want dan is dit altyd kompleks. Dit is vir my dit is 'n dog-eat-dog world. Ja, kompleks, met ander woorde, dis nie politiek. Ek het gewonder of hy na 'n ander politieke party sal verskuif en of hy uit die politiek gaan tree. Dit gaan my interessant wees. Dis presies waar my gedagtes ook is, want uit wat ek al gesien het, my ervaring is, as jy eers daai politiek in jou het, kom jy baie moeilik weg daarvan af. So wil hy heeltemal 'n ander rigting inslaan of
as hy by 'n ander party gaan aansluit, watter party is daar al partye wat na hom vry? Ons sal Wie sal hom wil hê as dit is hoe hy reageer op 'n besluit van die hiërargie van 'n party? Dis die ander Want vraagie. hy is nou bietjie radioaktief. Korrek. Dan moet mense praat oor Beaufort Wes. Daar's 'n taaltwis, so 'n skooltaaltwis in Beaufort Wes gewees. En die N1 in Beaufort Wes is versper deur skooliere en ouers wat protesteer. Ja, so dis nou nie 'n voorblad storie nie, maar ek het gevoel dat ons ook die kollig op Beaufort Wes werp. Ongelukkige ouers wat kinders wat in hierdie skool is in Bastiaan se sekondêre skool wat graag wil hê dat hulle leerders in Engels moet skool kry. Maar daar is nie Engelse klasse nie, daar's Afrikaanse klasse. Daar is wel 2 alternatiewe skole in die omgewing waar 'n betaalde skool en 'n gratis skool waar leerders Engelse onderrig sou kon ontvang. So daar was 'n klein groepie mense wat daar by die ingang kyk, jy moet ons deur Beaufort Wes ry. Is ek nou reg? Om oral heen te gaan, moet jy deur Beaufort ry. So hulle die pad versper. Dit was daarom nie 'n vreeslike groot groep nie, dit was ook nie baie lank nie, maar ja, hulle het hulle stem dik gemaak en gesê ons wil hê jy moet aandag en hulle het reg gekry want dit het nasionale media gemaak. Ons wil hê moet gesien word dat ons wil ons kinders in Engels onderrig gee. Die versoek om die Engelse taal onderrig by die Afrikaanse skool ekstra in te bring is ook na die spertyd aan hulle het hulle eers daarvoor gevra. So daar is van die onderwys provinsiale onderwys en dies meer is daar 'n antwoord gewees en sê hulle het kans gehad om daarvoor aansoek doen, maar die ouers het te laat dit gedoen en dis nou logistiek gesproke is dit nie nou meer moontlik. Dis nou nie meer moontlik nie. So ja, in daai opsig dink ek goed, jy kan gaan proteseer, maar dit gaan niks help nie. Ja, en die skool het ook baie duidelik gestel, dis nie dat hulle nie wil nie. Hulle kan nie die kinders akkommodeer nie. Dit is 35 kinders wat klaar van hulle is klaar iewers anders geplaas. So om 'n hele skool half te ontwrig vir die paar leerders wat gesê is net nie moontlik op hierdie stadium nie. Ek dink wel dat dit 'n baie klein fraksie is van 'n nasionale probleem wat ons het in die land en dit is onderwys. Ja. Tanya, dan praat ons oor die kragkrisis. Kyk, in Pretoria en krag op hierdie stadium en ek weet dit is landwyd in verskeie dorpe 'n probleem, veral in die ooste van Pretoria en gebiede wat alreeds sedert voor Kersfees dink ek sonder krag was. Eastland en so aan waar die inwoners ook al geprotesteer het. So die DA het gesê hulle gaan nou by die nasionale energiereguleerder 'n amptelike klagte indien teen die stadsraad oor hierdie kragprobleme. Kyk, hulle is baie ontstel. Die stadsraad het ook in die aansuiweringsbegroting 800 miljoen rand weggevat van water en ligte. So op hierdie stadium is daar in Pretoria 'n geweldige frustrasie oor krag. Inwoners in die ooste is keelvol. Ek het gisteraand gesien 'n raadslid wat op Facebook sê hy is so moedeloos, hy kan nie meer nie. Want wat moet gebeur? Hoekom het dit so lank gevat om die Kudu-spoorstasie reg te maak? Waarom word die probleme nie opgelos nie? En ek gaan wel bevraagteken of ons werklik die vaardighede het om dit reg te stel. As jy kyk na in Eastland spesifiek waar hulle 'n privaat kontrakteur moes inkry om te kom help. So dit sê vir my ons het nie vaardighede in die eerste plek om dit reg te kry. Een van die groot substasies was op 'n stadium vir 2 dae lank af in 'n poging om net die splinternuwe substasie oor te skakel en hulle kon dit nie regkry nie. Die klaargeboude nuwe substasie wat hulle 4 jaar lank al bou, kon hulle nie oorskakel nie in 2 dae. So en toe moes hulle weer terug gaan na die ou substasie toe. So ek dink nie daar is al by oog af van die buitekant af lyk dit nie asof daar genoeg kennis is nie. Nee, en dit is 'n frustrasie en ek dink en weer eens ons praat nou spesifiek van Pretoria, maar ek weet dit gebeur in soveel plekke. Wat moet mens doen? Want jy kan ook net tot by so 'n punt kom waar jy gaan dis nou genoeg. En die man op die straat gaan nie die geld hê om 'n alternatiewe plan in plek te stel. Nee, almal kan kragopwekkers bekostig. Verstaan jy? En dit is duur. Dis duur om dit aan die gang te hou. Dis duur, baie van die mense se kos is af en verstaan dit is baie geld wat mense spandeer. Daar's winkels wat al van ook kragwekkers moet skryf wat hulle nie voorbeplan het nie, uitgawes. Dis regtig onnodig. Dis onnodig dat mense so moet sukkel vir dienslewering. Dis eintlik iets waarna niemand verwys nie. Ekskuus tog, ek het nog steeds verwys in my keel. In die kragsituasie is dat die stad Tshwane se raad 'n kennisgewing uitgereik het net voor die Desember vakansie. Wat gesê het dat krag tydens die Desember vakansie wanneer almal op vakansie is, van 9:00 die oggend tot 5:00 om die middag gaan afwees vir 'n week lank sodat hulle onderhoudswerk doen. Mense het gekla sê ons is nie by die huis nie. Ons kos gaan ons huis en gas, ons alarmstelsels en dis meer. Mense kan nie sonder krag wees as jy nie by die huis is nie. Toe het hulle gesê goed, maar hulle kanselleer dan hierdie opgraderingsstelsel plan.
skedule. Nou wonder mense, is dit nou as gevolg daarvan dat die stad besluit het, maar okay, kry dan nou vir julle. Is dit as Nee, besluit? ek dink nie so nie. Ek dink dit is net regtig waar incompetence. Ja. Ek dink hulle kan nie, maar hier is die punt. Ons het plaaslike munisipale verkiesings hierdie jaar. Plaaslike verkiesing maak seker jy gaan stem. Die grootste skok hiervoor, geen nie om watter party jy voorstem in hierdie verkiesing nie. Kom ons val die politiek daaruit. Die grootste probleem hiermee is dit is ons hoofstad. Dit is ons hoofstad, Ons hoofstad se effektiwiteit, die diens aan die res van die land word geaffekteer. Die Ja. administrasie en die bureaukrasie wat al Ja. reeds dik is, in die res van die land word geaffekteer deur die feit dat die hoofstad nie En genoeg dit help nie elektrisiteit dat het. net die blok om die Unie-geboue aan is nie. Nee. Oulik hoe dit werk. Maar nou moet ons 'n bietjie praat oor reën. Ja. Daar was iets van 'n vlak 9 geel Ja. waarskuwing. Dit raak nou rooi. Ja. Dis vlak Jennifer sê sy het gehoor van vlak 10 Dis- rooi. ja, Hoe dis sou nou dit vlak kan 10 wees? rooi, ja. Die hele Kreurwiltuin Is onder water. lyk van Pafourie af tot by Krokodilrivier onder. Ja, nie al die kampe nie, maar gister ek dink die meeste wildtuinliefhebbers en kreurliefhebbers het die hele tyd so gesit en kyk na foto's en beelde wat deurkom. Ja, lê daai game drive op sy sy besig om te Daai dryf. wat jy daar sien is Letaba ruskamp. So dit is jy sal onthou in 2000 toe die sikloon gewoed het. Gisteroggend het mense begin sien hoe daai vlak styg verby die 2000 bordjie. Hierdie is nou erger as die 2000 vloede. So wat die kreer of die sandparke toe moes doen is om te sê jammer ons sluit die wildtuin vir dagbesoekers want op hierdie stadium moet ons kampe ontruim. Ons kan nie ook nou nog mense in karre uit modder gaan sleep nie. So die wildtuin is nou gesluit vir dagbesoekers want Letaba is heeltemal onder water. Hulle moes Singwetsi is onder water, hulle moes die olifantskamp wat ook redelik hoog is, moes hulle ook ontruim. Mense met helikopters ontruim. Daar wat jy nou sien is die restaurant in Letaba. En dit reën nog steeds vandag. Dit reën nog steeds. Dan Shimowini kamp wat onder water is. Ek dink Biamiti is okay. Dit is skrikwekkend om te sien hoe baie water daar is en ek dink een van die vrae wat baie mense vra is wat van die diere? Ja. En 'n interessante ding wat ek gelees het is dat wanneer die water aankom, voel seekoeie en krokodille blykbaar die vibrasies deur die rivier en dan gaan hulle na hoër areas toe. Ons tyd is eintlik verby. O, Dis jammer. interessant. Maar ons moet praat oor die goeie deel van reën. Asseblief. Kom ons verwys net gou vinnig daarna. Daar het wonderlik 5 tot 35 mm reën geval In die Kaap. in dele Ja. van die Kaap en dit is fantasties op die perfekte tyd. Dit help om die verskriklike brande te blus, ook daar by Webbe in Franse Wemmershoek. omgewing. So dit is wonderlik. Dankie daarvoor. Ja, ek dink ons wil net sê as jy in die noorde van die land is waar daar reën is, nie in die Kreerpark nie, wees veilig. Mense dink aan daai mense ook wat sukkel op hierdie stadium, skole wat ontwrig word, Ja, die mense skole is wat nog in gesluit. informele nedersettings is. Wees veilig waar jy kan wees. Moenie brûe oorstreek waar jy moet dit nie moeiliker maak nie. Ja. En ons moet dink aan asseblief die nie stompies en dies meer in die Wes-Kaap in die veld gooi nie. Asseblief. Basiese beginsels. Nie raak nie. Tanya, baie dankie vir die saamgesels. Jy het 'n heerlike naweek hê. Jy moet lekker verjaar. Dankie. Dis Tanya de Ventebyker. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.